Ons aanbidding is so belangrik vanoggend om die naam van die Here groot te maak en om te eer. En ons het die afgelope ruk daaroor gepraat wat aanbidding is. Aanbidding is nie die sing van toegewyde koortjies nie. Aanbidding gaan oor die offer wat jy betaal. Die offer wat jy gee, toe God vir Abraham gevra het, gaan offer jou seun Isak vir wie jy lief is. En God is altyd daar om dit wat hy vir jou vra te voorsien. En dis wat God aan Abraham gedoen het, God het 'n offer voorsien. En vanmôre wil ek jou invat in die heerlikheid van die Here en God vertrou, dat jy sal sien wat Abraham geweet het, dat God sal voorsien. Dis nie 'n tyd om te speel met die dinge van die Here nie. Dis tyd om die aangesig van die Here te soek. Dis nie tyd om die vraagteken te plaas agter, is daar 'n God of is daar nie 'n God nie. Jy moet 'n besluit maak. Jy moet 'n besluit maak. Alle tekens toon daarop, daar is 'n God. Alle tekens wys vir ons baie duidelik dat hierdie God is 'n hart, en sy hart is vol van genade en van liefde. Maar hierdie God slat om nie speel nie. Want die Bybel sê die toring van God begin by die huis van die Here, nie op 'n ander plek nie. En as jy eers hier begin, waar sal die goddelose inkom? En ek wil vanmôre vir jou sê, kom vat vas in die Here. Dis tyd. Ons kan nie links of regs kyk nie, ons moet vorentoe kyk, want die troon van God sit gereed vir die kinders van God om te doen wat God vir hulle gevra het om te doen op aarde. Amen. En by hierdie geleentheid wil ek dan vir al ons Facebook gemeentelede reg oor die land sê baie welkom. En elkeen wat inskakel en luister vanmôre na ons, mag die Here u ryklik seën en optel. En mag jy die woord vat en die woord jou eie maak en die woord laat lewe. Dit help nie, ons hoor die woord en ons doen nie wat die woord sê nie. So vanmôre gaan ek in met die gedagte van die evangelie van die koninkryk. Laasweek het ek gesê, ons gepraat oor die taal van die evangelie. Hierdie week praat ons oor die evangelie van die koninkryk. En ek lees vir ons saam in Matteus hoofstuk 24 vers 14 en daarbey ook Matteus 11 vers 28 tot 30 en ons kyk na die woord van God vanmôre. Laat die woord spreek. Moenie luister na dinge wat gesê word in hierdie lewe nie. Hoor wat sê die woord van God. Kyk wat jy lees. Let op wat jy lees. Dit is so belangrik. En by die aanvang van hierdie gedagte wil ek sê, die koninkryk van God bestaan nie uit een persoon nie. Die koninkryk van God bestaan uit die weermag van die Here, wat hy by mekaar geroep het om te gesê, so moet julle bid, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Die koninkryk is nie 'n godsdienst nie. Die koninkryk van God is 'n regering, wat moet heers op hierdie aarde, en hy kan slegs regeer deur my en deur jou op hierdie aarde, en daarom is dit so belangrik, dat jy afslaan op wat die woord van die Here dan sê. Matteus 24 vers 14, en hierdie evangelie, en almal sê hierdie evangelie van die koninkryk, hoor my weer, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld, tot 'n getuienis van al die nasies, en dan sal die einde kom. Matteus 11 vers 28 tot 30, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Vers 29, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig. Hoor my, van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Almal sê saam met my, want my juk is sag en my las is lig. Goed, vir die einde van alle dinge op aarde speel die evangelie van die koninkryk van God 'n geweldige rol, want dit is die enigste teken wat vir ons gaan aankondig dat die einde is hier.
Hoor wat sê die woord van die Here. Hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan die alle nasies, dan sal die einde kom. U sal sê, maar die evangelie het al die hele wêreld bereik. Nou dit alleen dui daarop dat ons nie die taal van die evangelie van die koninkryk verstaan nie. Ons verstaan dit glad nie. Die vraag, as die evangelie dan oor die hele wêreld versprei is, die vraag is, hoekom het Jesus nog nie gekom nie? Want hy het gesê, hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan al die nasies, dan sal die einde kom. Daarvoor het ons baie antwoorde en verskonings wat ons maak, maar ons let nie op wat God van ons vra nie. Ons let nie op wat God van ons verwag nie. Want ons is op hierdie aarde om ons self te verryk, in plaas om die koninkryk van God op aarde te bring, om deur die koninkryk verryk te word. Skrif is baie duidelik. Die evangelie van die koninkryk moet verkondig word as getuie teen al die nasies. Dis duidelik. Die evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan al die nasies as 'n getuie teen hulle, sodat niemand ooit 'n verskoning kan hê by God nie. Niemand. Ons verkondig in hierdie tyd alles behalwe die evangelie van die koninkryk, want ons verstaan nie die evangelie van die koninkryk nie. Ons is so ingestel om jou in 'n fase in te lei van 'n hype, om jou te entertain in die kerk. Ons het die wêreld in die kerk ingebring in plaas dat ons die Heilige Gees in die kerk in toegelaat het. Matteus 11:28, die geleesde gedeelte, lees ons die vers waarby almal vashak. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. En dis waar die mensdom sterwe. En dis waar hy stop. Hy wil net rus. Ons wil almal net rus, want God moet al die werk doen. Die Christen is die mees gemaksigtige mense op aarde. Ek wil jy moet hoor, die Christene is die mees gemaksigtigde mense op aarde. Hoekom sê ek so? Want die mens wil hê dat God alles vir hulle moet doen. Terwyl die woord van God verklaar in Lukas, hoofstuk 6 vers 46, wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek sê nie. So daar's 'n doenproses vir die kind van God. God gaan nie alles vir jou doen nie. God het die vertroue en die mag en die krag aan jou toe vertrou. En sê, gaan doen dit in my naam, sal julle siekes gesond maak en duiwels uitdrywe. En dit doen ons nie. Want ons verstaan nie die evangelie van die koninkryk nie. Ons lees verder, Matteus 11:29, neem my juk op en leer van my. Wat sê God? Neem my juk op en leer van my. So daar's 'n juk op jou. Jy's nie van 'n juk vrygemaak nie, daar's 'n juk op jou. Want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Hierdie vers is nie so populêr in die kerke wêreld meer nie. Want ons wil nie die juk opneem van verantwoordelikheid om te gaan doen wat God vir jou en van my verwag om te doen nie. Jy sien, redding is nie net vryheid van jou laste en jou probleme nie. Verseker gee dit jou vryheid daarvan. Maar jy kry 'n ander juk wat jou juk vervang, wat ons noem die Jesus juk.
neem my juk op, nie jou probleme nie, nie jou smarte nie, nie jou omstandighede nie. Hoor jy wat ek vir jou sê vanoggend? Hy bevry jou van al jou laste, met die doel, om sy koninkryk jou daarin te kan gebruik. Ek lees in Jesaja 10 vers 27, en in die dag sal sy las afgly van sy skouers, en sy juk van jou nek. Hoor my. En die juk sal tot niet raak vanweë die vettigheid. Die Engelse Bybel sê anointing. Because of the anointing. Jy het 'n salwing nodig om van jou juk ontslae te raak, om sy juk op te neem, want God plaas nie sy juk op jou juk van probleme nie. Jy kan nie jou juk en God se juk dra nie. Daai juk gaan jou vernietig. Jy maak 'n besluit vanmôre vir die Here. Of jy God wil dien, of jy mammon wil dien. Maar al twee kan jy nie dien nie. Wie wil jy dien? Ek wil jy moet hoor. Hy sê, hy vat hierdie juk, en hy vernietig dit. Hy vernietig dit. Hy haal dit nie af nie. As jy nog steeds onder die juk van jou smarte en jou omstandighede lewe, dan het jy 'n probleem. Het jy nie die anointing, die salwing op jou, wat daai juk vernietig nie. Hy verbreek hom nie, hy vernietig hom. Totaal. Vernietig om nie weer opgeneem te word. Hy vernietig hom totaal. Dit is nie meer nie. Maar pastoor, jy verstaan nie my omstandighede nie. Gooi jou omstandighede af. Want jy wil net rus. En God moet alles vir jou doen. Nee my broer, jy sal moet opstaan met 'n lewendige, vaste besluit. Ek gaan God vertrou. En ek sê dit weer eens, baie glo in God. Meeste van die mense glo in God, maar daar's baie mense, min mense, wat God glo. Kan jy glo in die God, om die juk wat jy dra, te vernietig vir jou vanoggend? Kan jy hom vertrou? Het jy soveel geloof in hom, of het jy nog steeds geloof in die juk wat jy dra? Een of ander tyd gaan hy afval. Hy gaan nie afval nie. Hy verlos jou van jou probleme. Ek wil jy met baie mooi hoor, sodat jy sy probleme kan hê. Jesus verlos jou van die juk van jou omstandighede en jou probleme, sodat jy sy juk, sy probleme op jou kan neem. Wat is sy probleem? Sy probleem is dat almal gered moet word en niemand verlore moet gaan nie. En dis al waarmee die kerk besig is. Ons vertel nie, ons getuig nie. Wat sê die woord van die Here in Openbaring hoofstuk 12 vers 11? Deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis sal ons oorwin. Hoekom oorwin ons nie die magte van ons juk nie? Hoekom oorwin ons nie die wêreld nie? Hoekom gaan die wêreld al agteruit en agteruit? Omdat die kind van God nie verstaan wat beteken die woord evangelie van die koninkryk nie. Jy sien, hy verlos jou van jou probleme, daai juk. En hy laat sy juk op jou. En hy sê sy juk is sag. Sy juk is sag. Jy leef nie meer vir jouself nie, maar nou leef jy vir die koning, wat jou kom vrymaak het. En dis alles behalwe waarvoor ons lewe. Gaan kyk na die gejaag van die mensdom op aarde, daar's nooit tyd vir God nie. Maar die voorwaarde vir toelating tot hierdie koninkryk van God, nommer 1, behels 'n nuwe geboorte van die Gees.
Jou gees moet gewederbaar word deur die gees van God, want God is gees en God woon in en hy kommunikeer met gees. Want hierdie verstand, die sielvlak van die mens, die kennis, die emosies, jou wil en jou gewete wat jou siel uitmaak, hier aan jou denke, is die grootste oorlog wat jy aan die gang het. Dis die oorlogsveld waarvan die Bybel ons waarsku. Dis waar die duiwel inkom, om leuns te kom vertel, om vir jou te kom sê, jy is dit nie waardig nie. As God jou genoem het by jou naam, moet jy weet, jy is waardig. Nuwe geboorte, Johannes 3 vers 5 tot 6, lees ons Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en uit gees nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Vers 6, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Ek praat van 'n nuwe geboorte. Dat een keer 'n geboorte plaasgevind uit water uit. Toe jy gebore was, die natuurlike geboorte. En Nikodemus wat die aand by die Here gekom het deur die nag, en die Here die vraag gevra het, wat moet ek doen? En die Here vir hom sê, jy moet weer gebore word. Uit water en uit gees uit. Nie net uit water alleen nie. Maar nou hierdie natuurlike geboorte waar uitgekom het, moet nou weer wederbaar word deur die gees van God. Want wat uit die vlees gebore is vlees. Jy gaan dink soos die wêreld, jy gaan dink soos die natuur dink, jy gaan dink soos die mens dink, jy gaan verlei word soos die mense vir jou sê wat is waarheid en wat is leuen, behalwe wat sê God se woord, wat is waarheid en wat is 'n leuen. Dis die krisis waarmee ons sit vandag. Dis die krisis waarmee die kerk homself ingelaat het. Nou moet die kerk hom uit daai leuen uithaal waaraan hy beland het. En jy kan hom net uithaal, nie deur weer 'n leuen en nog 'n leuen te verkondig nie, maar net waarheid kan jou vrymaak. So waarheid het jy nodig vanmôre om waarheid toe te pas in jou lewe en waarheid te doen. Wat uit vlees gebore is vlees. Dis hoekom jy sit vanmôre. Maar wat uit gees gebore is gees. En dit is so belangrik om dit te weet. Wat is die geboorte uit gees uit? Dis wanneer jy die Here aangeneem het as jou God en saligmaker. Amen. Dan doen God 'n onsigbare werk in jou gees. En hy gee jou 'n nuwe taal om te spreek. Gaan kyk die dag van Pinkster wat gebeur het in Handelinge hoofstuk 2. En ek gaan dit bekragtig deur wat sê die woord, wat wedergeboorte beteken in die koninkryk van God om daarin te gaan. Nie wat sê mense en dogma van kerke nie, maar hoor wat sê die woord van God. Want dit moes die konstitusie van die hemel, dis die konstitusie van die koninkryk van God wat ons laas naweek oor gepraat het, waarvan die Here jou 'n ambassadeur gemaak het om hom te verteenwoordig op aarde, om sy taal te praat, nie jou taal nie, maar sy taal te praat. Hoor wat sê Handelinge hoofstuk 8 vers 12, 15 tot 17. Vers 12 sê maar toe hulle Filippus geglo het, wat die evangelie aangaande wat? Die koninkryk van God in die naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue. Wat behels hierdie koninkryk? Om in te gaan, jy moet gedoop word in die naam van Jesus Christus. Want dit is die boodskap van die evangelie van die koninkryk waarmee Filippus, die eerste kerk van Jesus Christus op aarde, meer uitgegaan het. Hoor vers 15. En ek wil jy moet hoor. Hulle het, toe hulle dit hoor in Jerusalem, vir Petrus en Johannes gestuur,
Want hierdie mense het ook in Samaria die Here aangeneem. In vers 15 sê, hulle het afgekom, Petrus en Johannes, en vir hulle gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Eerste uit water uit, tweede uit die Gees uit. Vers 16, want hy het tot toe nog op niemand van hulle geval nie, maar hulle was net gedoop in die naam van die Here Jesus. Vers 17, hulle het hulle toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Koninkryk van God, om in te gaan, om daarin te funksioneer, om ambassadeur te word van God, is om gedoop te word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van jou sondes, en om die gawe van die Heilige Gees te ontvang. Dis vereiste, nie wat die kerk preek vandag nie. Die kerk preek, neem die Here aan, bely net en jy's gered. Om aan te gaan aan hierdie koninkryk, moet jy weergebore word uit water sowel as gees. Hoe gaan ek in die tweede punt dat ek wil aanhaal? Jy moet uit God gebore word. Nie uit 'n mens nie. Nie uit 'n vrou nie, nie uit 'n man uit nie, maar uit God gebore word. Johannes 1 vers 13 sê hierdie woorde: wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dankie vrouens, wil saam met my dit uitdra aan die manne in beplanning van 'n familie. Nou sê die woord van God, nie uit wat jy beplan nie, maar wat God se wil is. Daaruit moet jy gebore word. En dit ken ons nie. Uit God gebore beteken nie uit vleesgeboorte nie. Uit God gebore. En ek kan baie daaroor preek en ek wil nie vanmôre daaroor praat nie. Want ek het al hoeveel keer daaroor gesels al, en ek wil hê jy moet hoor vanoggend, ek in hierdie gemeente, en die boodskap wat ek uitdra na buitekant toe, kom in eensgesindheid. Want as jy nie eensgesindheid is, is daar verdeeldheid. En as daar verdeeldheid is, in die Bybel kan hierdie koninkryk nie bestaan nie. En ons moet hierdie koninkryk terugkry op aarde, wat Jesus gebid het en gesê het, so met die koninkryk kom, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Ons het laas week gepraat oor die taal, almal wil hemel toe gaan, almal wil weggeraap word. Jesus sê, nee, ek wil julle nie weggeraap nie, ek wil julle hier hê. Bring die evangelie, bring die koninkryk aarde toe. Almal wil weggaan. Dis die negativiteit van die koninkryk. Hoekom? Omdat hulle nie in die koninkryk as ambassadeurs optree nie, maar hulle tree op in hulle eie wil, hulle eie beplanning, maar nie soos God wil nie. Hoor my vanoggend, redding is nie 'n keuse nie, maar 'n bevel. En ek gaan vanmôre diep raak. En ek wil jy moet hoor vanoggend, redding is nie 'n keuse nie, dis 'n bevel. Die Here gee jou nie 'n keuse hoe jy gered wil word nie. Geen keuse vir 'n mens hoe die mens gered wil word en by die koninkryk van God in te gaan nie. God het 'n bepaalde waarheid. En by daai waarheid moet ek en jy bly. Want ek lees in Lukas hoofstuk 19 dat Jesus hom nie gaan voorstel het in Sageus nie. Toe in die boom geklim het om Jesus te sien nie. Hy het hom nie gaan voorstel in Sageus sê, hoor ek is Jesus nie. Ek wil 'n paar woorde met jou wissel nie. Kan jy net afklim nie? Of kyk na jou kalender, Sageus. Wanneer jy tyd het, want ek weet dat jy die hoof is van die tollenaars. Jy's baie besig. Of gee my net 'n tyd wat jou sal pas, Sageus. Dit sou Sageus gelaat het met 'n keuse, want hy kon vir Jesus gevra het, hoe
belangrik is hierdie afspraak? Jy sien, Jesus het nooit hierdie soort van ding gedoen nie, met die mense nie, nooit. Hy het direk bevel aan Sagius gerig. Klim af, ek wil vanaand by jou aan tuis wees. Ons het vandag ons eie standaarde gevorm, omdat dit meer gaan oor onsself en nie oor die koninkryk van God nie. Ons het ons eie mag geskep, hoe ons gered wil word, hoe ek die Here wil dien, en mis die reddingsplan van God. Totaal ons mis dit. Ons verstaan nie wat dit is om gedoop te word en gevul te word met die Heilige Gees van God nie. Geen wonder dat Jesus sê in Lukas 11 vers 23, hy wat nie met my is nie, is teen my. En hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. So as jy nie die koninkryk verstaan nie, is jy besig met verstrooiing. Jy bring wanhoop by mense. Die boodskap wat jy preek, is 'n wanhoopige boodskap wat geen einddestinasie inhou van hoop en lewe nie. Die oomblik toe Sagius uit die boom geklim het homself onderwerp aan die gesag van die Here Jesus. En dis waaroor die koninkryk gaan. Jy's 'n koning aan die koninkryk van God. Konings gee bevele, konings vat nie bevele nie. Toe hy onder die gesag van die Here inkom, dis toe dinge vir hom gebeur. Nadat hy bereid was om homself prys te gee, wie ek is en wat ek is, 'n tollenaar skatryk, het Jesus aan hom verklaar, vandag het daar vir hierdie huis redding gekom. Jy sien, as jy nou gaan onderwerp aan die gesag van die koninkryk van God nie, staan nie redding vir jou huis nie. Dit gaan oor jou huis, soos dit net gesing. For my family. Ons stel nie meer belang nie, want weet jy wat? Ons kinders doen net soos wat ons doen. As ek nie wil kerk toe gaan nie, gaan die kinders ook nie kerk toe nie. As ek skel en skree en te kere gaan, dan doen die kinders dieselfde. Dis die probleem wat ons het, waarmee ons sit vandag. Sagius het net een keuse gehad. Jy gehoorsaam of jy verwerp sy opdrag. Wat is jou siening en jou opinie vanmôre? Ek sê weer eens, redding gaan nie oor as jy wil nie. Redding gaan oor 'n bevel. Jy moet kies. Dieselfde het met van die apostels gebeur. In Matteus 4 lees ek staan geskrywe dat die apostels besig was om hulle nette te laat sak om vis te vang. Toe Jesus verby kom en vir hulle sê, kom agter my aan. Die skrif is duidelik. Toe Jesus sê, kom agter my aan, laat sat hulle alles en hulle volg hom. Jesus het nie gekom en gesê, ek is Jesus Christus nie. Kan ek my voorstel aan julle nie? Het julle 'n bietjie tyd om met my te praat nie, of is julle te besig om vis te vang? Al wat hy gesê het, volg my. Hy het hom nie voorgestel wie is en wat is sy missie op aarde nie. Hy het net gesê, volg my. Die krag van sy woord, die krag van die koninkryk van God was gewees. Hy is die koning van die konings, hy het gesê, volg, los dit net daar, en hulle volg hom. Bybel sê hulle dadelik, nie twyfel nie, hulle dadelik, hulle net laat sak. En hulle besigheid net so gelos, in vers 20. En Jesus gevolg. Jy sien, Jesus het nie 'n keuse aan hulle gelaat nie. In die kerk laat ons keuses, ag as jy wil die Here dien.
As jy wil, is dit alright. Weet jy wat sê Johannes 5 vers 16? Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle gekies. Jy soek nie na God nie, God soek na jou. En ons spreek, kom na die Here toe. Ag, as jy alright, hoe voel jy in jou hart? Die woord is baie pertinent vanoggend. Luister, volg my. Laat sak jou nette. En volg my. Hy het dit gedoen sodat hy nie 'n keuse in hulle gelaat het of hulle wil of nie wil nie. Of 'n verskoning te maak nie. Hierdie was nie 'n uitnodiging wat Jesus gerig het aan sy disippels nie. Dit was 'n bevel. Dit is die boodskap van die koninkryk. Bekeer en glo. Dit is jou besluit vanoggend of jy wil of nie wil volg nie. Jesus sê, volg my. Hy roep vanmôre na jou en my, waar sit en luister na my. Volg my, sê die Here. Dis koninkryk. Koninkryk vra nie as jy so voel nie. Koninkryk beveel. Want ek het laas week vir jou gesê, ambassadeur is meer belangrik as 'n minister. Hoekom? Want jy word die eiendom van daai regering. Alles word vir jou voorsien, self tot die opvoeding van jou kinders. En jy kan nie sê wat jy wil sê nie, jy moet sê soos wat jou koning sê. Jy sien, dieselfde het ook gebeur met die ryk jong man in Lukas 18. Dit is presies dieselfde. Sy vraag, hierdie ryk man se vraag aan Jesus, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Dis 'n vraag. Wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Toe het Jesus vir hom die gebooie voorgehou. Weet wat was sy antwoord? Al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af. Jy sien, ons het so baie verskonings. Maar ons is so onseker in onsself. Hy onderhou dit, dan vra hy nog die vraag, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? As jy gered is, dan weet jy is gered. Jy weet dat jy weet dat jy weet. Hoekom weet jy dit? Want die woord van God verklaar die evangelie van die koninkryk van God. En op hierdie reaksie reageer Jesus. En hy sê vir die ou, nog een ding ontbreek jy. Nog een ding ontbreek jy. Jy sien, hy vra, wat ek gesê het by Abraham, toe hy Abraham aanspreek, hy sê, gaan offer Isak, jou enigste, vir wie jy die liefste is. Vra God hierdie ryk man, want die Bybel sê, hy was baie ryk. Jesus sê vir hom, nog een ding ontbreek jy. Verkoop alles wat jy het en verdeel dit onder die armes. En jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hier en volg my in vers 22. Volg my, dis al. Dis 'n bevel. Sy reaksie hierop het baie bedroef geword. Baie bedroef. Jy sien, die oomblik wanneer ons goed aanspreek van die kansel af en ons spreek het onder die salwing van God se gees aan, dan raak jy so bedroef en party raak die duiwel in. Dit gaan nie oor God se gees werk en funksioneer deur sy woord. Daarom sê hy, sien, ek gee vir jou woord, dat woord antwoord. Nie wat my opinie is en wat my kerk se opinie is nie, maar gee vir jou woord, dat woord jou aanspreek, want dit spreek die koninkryk, die evangelie van die koninkryk aan. Wat dit is en wat dit behels. Jy dien God so gemaklik. Wanneer jy so lus is, dan kom jy. Wanneer jy so lus voel, dan lees jy jou Bybel en dan bid jy. Wat se prys betaal jy? Sien, ja, sy juk. Dis die Jesus juk op jou.
Nie jou juk nie. Hy het baie bedroef geword, want die Bybel sê hy was baie ryk. Jy sien, ons as kerk, sy houding sou gewees het, as hy daar uitgestap het, kom ons hardloop agter hom aan en sê vir hom, hoorie so man, ons gaan vir jou spesiale vergunning gee. Maar ons moet nie jou verloor nie, want jy's ryk, want jy kan die kerk verryk. Ons sal vir jou reël vir 'n spesiale geleentheid. Jy's baie belangrik. Moet dit nie ernstig opvat nie. Wie, wat sal dit beteken? Dat hy Jesus volg op sy terme. En dis wat die meeste mense doen, hulle volg Jesus Christus op hulle terme. Nie op God se terme nie, nie koninkryksbeginsels nie. Hallo, is julle nog hier? Is julle nog hier? Is julle nog lief vir julle pastoor? OK, dis die belangrike. Alhoewel Jesus hom lief gehad het. En ek wil tog hierdie woord gebruik. Jesus het almal lief. Maar hy het jou nie onvoorwaardelik lief nie, daar's 'n voorwaarde in sy liefde. Kom na my toe, 'n bevel. Wat hoor ons van die kansel af? Die Here het almal onvoorwaardelik lief. Hoe kan God 'n moordenaar lief hê? Ja, maar sy dade. God het hom lief, maar sy dade wat hy doen. Hoor jy, God stuur nie die dade hel toe nie. Hy stuur die man wat dit gedoen het hel toe. Dis waaroor dit gaan. Jy kan nie God op jou terme dien nie. Jy dien hom op die terme van die koninkryk van God. Want hy het jou lief. Jesus het hom lief gehad. Maar Jesus het hom laat gaan. Hy het hom nie gekeer nie. Hy het hom laat gaan. Want sy standaarde sou Jesus moes verlaag om by die jong man aan te pas. En hy sal nooit gered gewees het nie. Van homself nie. Nooit. Van homself nie. Let op die reaksie van Jesus hierop. Hoe beswaarlik in vers 24 sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. Sien, jy maak 'n besluit. Wat uit vlees gebore is vlees, wat uit God gebore is, gees gebore is gees. Nog 'n geval vind ons in Lukas hoofstuk 9. Die man wat sy vader wou begrawe het. Op die oproep van Jesus om hom te volg, was die versoek, laat my eers toe om my vader te begrawe. Ons reaksie sou gewees het, verseker, vergewe my dat ek jou hiermee belas het. Ek is jammer. Vat 2 of 3 dae of weke af vir die begrafnis. Ek sal vir jou wag. Nee, my vriend. Jesus antwoord hierdie man. Laat die dooies hul eie dooies begrawe. Maar gaan jy en verkondig die koninkryk van God, vers 60. Gaan jy en gaan verkondig die koninkryk. My las, wat sag is, gaan verkondig dit. Jy sien, hierdie man het ooreengestem om Jesus te volg, maar op sy voorwaarde. Wie was meer belangrik, Jesus of sy dooie vader dat hy moes gaan begrawe het? En hierop kan jy sê, maar hy het nie 'n gevoel vir mense nie. Jesus het 'n gevoel gehad. Die eintlike skrif van die Grieks beteken hier, hy het nie vir die man gesê, jy moet nie jou pa gaan begrawe nie. Hy het vir die man gesê, want in die gebruik van die Jode was dit gewees, dat as jy gesê het, ek moet my pa gaan begrawe, beteken, jy gaan by jou pa se bed waak, hy's nog nie dood nie, totdat hy dood is. Jesus was nie gevoelloos nie.
Maar die kern van die saak, dis die mees belangrike. Jesus kon sekerlik hom toegelaat het om sy vader te begrawe. Maar daar was 'n beginsel betrokke. Daar was 'n beginsel betrokke. En ons verstaan nie beginsels nie. As jy nie 'n beginsel het nie, het jy niks om op te staan nie. Het geen voet nie. Jesus het nooit toegelaat dat enige voorwaarde van die mens hulle keuse kon maak nie. Al wat hy gesê het, volg my. Volg my. Hy het nie gesê waarheen. Hy het ook nie gesê hoeveel hy jou sal betaal nie. Maar hy het slegs gesê, in 'n opdrag, volg my. Hallo. Klink verskriklik, né? Jesus het nie gesê, as jy my volg, gaan ek jou soveel betaal nie. Hy het nie gesê, waarheen gaan ek jou vat nie. Want hoor wat sê Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan al die nasies as 'n getuie teen hulle. Hoekom het Jesus nog nie gekom nie? Hy het nie gekom as gevolg dat die kerk nie die evangelie van die koninkryk verkondig nie. Gaan doop hulle in die naam van die Vader, die naam, nie name nie, Vader, Seun en Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Want hoor wat sê in vers 9 en 18 van Matteus 28, en Jesus het nader gekom met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en ook op die aarde. En Jesus sê, alle mag, maak disippels, doop hulle en leer hulle wat ek jou geleer het. Jy sien, Jesus het al die mag van jou besluit om jou te beskerm. Hy sê, volg my. Die disippels het nie een keer honger gely nie. Is jy met my? Hoekom? Want hy het al die mag. Hy voorsien. Ons is te bang om daai stap te maak in ons lewe, want ons gaan dalk ons vrou verloor, of ons man verloor, of ons kinders verloor, of ons familie gaan verloor. Luister, Jesus sê, volg my, dis 'n bevel. Ek sal voorsien, want al die mag is in my gegee. Ek sal jou beskerm, ek sal in jou voorsien, ek sal jou versorg. En vandag wil ek vir jou sê, ek is 48 jaar 'n predikant, 48 jaar, en nog elke dag het die Here vir my voorsien. Ek is nie 'n miljonair nie, maar my pa is 'n miljonair. Ek was op 'n stadium in my lewe so arm, dat die arme mense gesê ek is arm. Ek het honger gaan slaap in my nagte deur, maar God het voorsien. Tot vandag toe, ek is 71 jaar oud, tot vandag toe het dat nog nie my ontbreek nie. Ek verdien nie 'n salaris soos wat jy verdien nie, vriend. Maar God sê hy sal voorsien, want al die mag, hy sal my beskerm. Hoeveel keer het die Here my beskerm teen gevaar? Ek het teen 'n geweer se loop vasgekyk, want die ouens se revolvers wil na my wys, en die selle wil trek. Hy is genomineer deur Lucifer om my te kom skiet, in my diens. Hoeveel maal het ek gestaan vir jong seuns met klip in hulle hande in, omdat ek bereid was om die evangelie van die koninkryk te gaan verkondig, wat my wil stenig het, en na dit alles, doop ek almal van hulle. Hoeveel maal het ek ingegaan in lande in? Syrië, onder andere, waar ek van die vliegtuig afklim, binne toegesluit was in die tronk, binne 4 ure ontslaan was, as gevolg dat God voorsien, hy versorg, hy kyk na jou, hy het gesê, volg my. Maar weet jy, ons is bang, want ons glo mos in God, maar ons kan nie God glo nie. Die Bybel sê ons het nog eers in bloede toe gesweet vir die evangelie van Jesus Christus nie. Dit gaan lekker met ons, dit gaan goed. Want weet, ons werk mos. Afgelope ruk was ons 'n handjie vol mense in die kerk, want die ouens werk en die ouens op vakansie en ons gaan dit. God gaan dit vir jou.
Maar dit gaan oor die aardse goed, maar ons gaan nie oor die hemelse goed nie. Ek het 'n verantwoordelikheid, ek en jy het 'n verantwoordelikheid vanmôre. God sê, die mag is aan my gegee om vir jou te voorsien, na jou te kyk, om jou te versorg, om jou te beskerm teen alle gevare. Gemaak net disippels van al die nasies en doop hulle en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Die res sal God voorsien. Hy versorg ons daarmee. Dit is die evangelie van die koninkryk. Kom onder sy bevel, sy heerskappy. Kom onder sy bevel en heerskappy. Want hoor wat sê hy in Matteus, hoofstuk 6 vers 13, hy sluit die Onse Vader af en hy sê, want aan u behoort die wat? En die wat? En die krag en die wat? Heerlikheid. Tot wanneer gaan God ewig stop? Jy sien, wanneer jy partykeer deur 'n storm gaan, sien ek en jy storms raak, ons sien nie dat God al reeds in ons storm betrokke is nie, om die oplossing vir ons te wees nie. Hy kan ons nie help nie, want ons sien hom nie raak nie. Sadrag, Mesach en Abednego was in die vuuroond gegooi. En wie was saam met hulle? Come on, kerk. Ons speel nie kerk hier nie. Hier vat ons die Here vas op sy woord. En ons doen wat sy woord van ons begin verwag om te doen. Want aan u behoort die koninkryk. As jy nie daai koninkryk behoort nie, hoe word ek in die koninkryk toegelaat? Weergebore uit water en gees. En dan is ek onder heerskappy van die koning van die konings. Want hy word genoem die koninkryk van die Here. Die koninkryk van God, dan lees jy ook die koninkryk van die hemel. Koninkryk van God is, wie is die koning? Koninkryk van die hemel is waar regeer hy. Laat u koninkryk soos in die hemel kom, ook op die aarde. Hoekom wil ons soontoe gaan? Dis tyd dat ons ontwak vanmôre. Dis tyd dat ons wakker word. Vers 20 van Matteus 28 sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Het ek en jy vrees vir die toekoms? Hulle wil ons doodmaak deur virusse. Hulle wil ons doodmaak met alles wat hulle kan dink om ons dood te maak. Wat wil hulle doen? Hulle wil die Christendom uitkry, want die Christendom is 'n gevaar vir hierdie wêreld en sy sisteme. Jy gaan ons nie uitkry nie, want God sê hy is met ons. Kom luister volgende week hierna. God sê hy is met ons tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Vrees ek die toekoms? Never in my life. Want wie is in die toekoms? Jy het baie om te vrees as jy nie in die koninkryk is nie. Want hierdie goed gaan vir jou inhaal. Dis die juk wat jou gaan doodmaak. En dis die juk wat hy van môre van jou wil afhaal. Om 'n ander juk op jou te sit. Die Jesus juk. Om te gaan verkondig. Gaan maak disippels. Nooi jou vriende. Bring hulle in. Laat hulle weet vanoggend. Want die Jesus juk is sagter as die juk wat jy nou dra. Jy sien nie, jy is bekommerd oor kos, jy is bekommerd oor geld, jy is bekommerd oor die einde van die maand, jy is bekommerd oor dit, jy is bekommerd oor dat. Jy kan deur jou bekommernis nie eens 1 L by jou lengte voeg nie. Bybels, broer, kom ons gaan Bybel toe, kom ons gaan na God se woord toe, kom ons gaan na die konstitusie van die koninkryk toe, die konstitusie sê dit. Jy gaan worstel hier met jou denke, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan God vir my voorsien? Hoe kan God my beskerm? Weet jy wat, jy het nog nooit jou voet op die water gesit nie. Jy het nog nooit dit gedoen nie. Dit was te lekker, jy kom kerk toe en jy gaan huis toe, want die pastoor dra mos al die laste en hy bid vir die siekes en hy maak huisbesoek en hy doen dit, en miskien kan jy nie huisbesoek doen nie, alhoewel ek graag dit wil doen.
Jy sien, redding is nie 'n aanbeveling nie. Redding is 'n bevel. Bevel, volg my. Want sy juk is sagter as die juk wat jy dra. Prediker, en daarmee sluit ek af. Hoofstuk 2 vers 11 sê Salomo die slimste man op aarde. Toe het ek gekyk na al my werke wat my hande tot stand gebring het en al die moeitevolle arbeid wat ek verrig het. En kyk, wat? Dit was alles te vergeefs en ek gejaag na en daar was geen jy dink jy het voordeel in dit wat jy besig is om te doen, daar's geen voordeel daaraan nie. Geen onder die son nie. Hoekom nie bo kan die son nie? Onder die son beteken ons is tydgebonde. God is nie aan tyd gebonde nie. Ek en jy is aan tyd gebonde. Daarom sê hy, dink die dinge wat daarbo is. Tyd bepaal nie vir my hoe en wat nie. Ek is afhanklik van die koning, van die koninkryk. Amen. Amen. Nou as jy vanmôre opstandig in jou hart is, en jy sê vir jouself, ek gaan die pastoor se nek breek, wil ek jy moet opstaan. Ek pleit vanmôre by jou in die naam van Jesus Christus, omdat ek vir jou omgee. Ek wil nie hê dat jy ongered en so 'n surprise gaan kry die dag as jy voor God gaan staan nie. Ek wil nie vir jou lieg nie. Ons praat die waarheid, want net waarheid gaan ons vrymaak. Wie wil vanmôre, of wees bereid vanmôre om jou juk nou af te gooi? Wees bereid vanmôre om die juk wat jy so dra, wat jou in die grond indruk, want daar's geen voordeel nie. Jy hardloop, jy swyg, jy sweet, jy doen dit, jy doen dat, maar daar's geen voordele in nie. Wees vanmôre bereid om daai juk net van die skouer af te gooi, om God te vertrou vanmôre.